jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my kant, Pastor Alta, wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is vanaand dankbaar weer vir 'n geleentheid wat die Here gee. Weet jy, God se geleenthede is wonderlik en moet waargeneem word, want is in die tydvlak waar hy dit bestuur, waar dinge moet gebeur, soms op aarde. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, vanaand is ek absoluut dankbaar om weer die troon van genade te nader, om vir u te vra, my God, dat u my deur die Gees sal ondersteun, om te sê, so sê die Here van die leerskade. Seën hulle wat vanaand nou luister, en seën my, liewe Here, wat deur die woord gaan kyk na oplossings vir ons probleme. Seën ons vanaand in Jesus se naam. Amen. Vir my, ek is altyd weer dankbaar. Dankbaar vir die Here, dat ek geleer het, dat wanneer ek die woord van die Here luister na, of ek preek dit, praat daaroor, kan ek verseker wees, ek maak seker iemand word verbind met God se natuur. God se beloftes is dit wat hy ons gegee het, sodat ons sy goddelike natuur deelagtig word, en ek dink is wonderlik. Vanaand wil ek met die gesels oor gebed. Ons is in die tydvlak van seisoen, waar daar so baie dinge gebeur, en ons kan kyk in Suid-Afrika, verskillende dorpe en stede, wat geweld natuurlik seevier. Maar weet jy, die Here leer my, dat gebed is 'n wapen, wat ons kan gebruik, wanneer ons na God nader, en hy nader tot ons, dat kan dinge gebeur. Nou ons in Atlantis, ons is 'n groep wat bid, en ons het probeer mense betrek, om dit saam te doen, om op dieselfde tydvlak te bid, kan dinge gebeur. Nou elke dag 3 uur bid ons vir ons kinders, sodat hulle natuurlik met die belofte van Handelinge 2, 38 en 39 verbind word. Is 'n belofte wat ons kinders toekom, vir hulle wat daar ver is, bekering, natuurlik om die guns, halleluja, en dit wat die Here vir hulle in gedagte het, van 'n hoopvolle toekoms, dat ons kinders deelagtig word, so elke dag, bid ons vir kinders, sodat die Here iets vir kinders kan doen. Seuns is 'n erfdeel, halleluja, en mag nooit 'n man ontbreek voor God se troon nie, en dan mag ook nie 'n man ontbreek op God se troon nie. So die seuns is gegee om verantwoordelikhede te dra, om die wil van die Here uit te dra, natuurlik op aarde. En ek dink baie keer is ons kinders besig met dinge, wat nie ewigheidswaarde inhou nie. As ons dink aan die geweld wat ons ervaar in ons land, is dit geweldig, maar ek glo en ek weet, daar is niks wat die Here nie kan doen nie. We pray, if we pray about everything, you don't have to worry about anything. So gebed is 'n middel wat ons kon gebruik. Weet jy, nommer 1, gebed is die vernaamste deel van jou dankbaarheid, wat jy moet uitspreek teenoor die Here, is om in gebed na God toe te gaan, en vir God dankie te sê vir sy voorsienigheid. Halleluja, natuurlik wat die Here in die dag moontlik gemaak het, sy beskerming, sy beskutting, halleluja, speel so groot rol, dat jy kan nie anders, om vir die Here 'n dankie te sê nie. Weet jy, soms gebeur dit, dat ons probleme het, maar ek leer iets, daar's tye, wanneer God ons nie onmiddellik antwoord, met dit wat ons, die versoek wat ons rig nie. Gebed speel so 'n groot rol, wanneer ek en jy 'n versoek rig aan die Here, deur om gebed na God toe te gaan, die antwoord wat deurskemer, wat God ons gee,
is wyser as die versoek, en ek dink is geweldig wat gebed kan doen, en nou praat ek ondervinding oor gebed, gebed is magtig. Ek leer iets, soms het jy probleme, en baie keer verander los God miskien nie onmiddellik jou probleem op nie, of vat 'n tyd, maar jy kan verseker wees dat jy verander in die proses, halleluja, wat so wonderlik is die Here, as jy dit wat vlees is, verbind met gees, halleluja, dan kan jy verseker wees dat God is besig om te intervene, soos ons sê, en die Here kan vir ons alles bring. Die ene wil ek noem vir u, wat ek geleer het. As jou probleem jou nie bring by die voetbank nie, die hemel is die troon en die aarde is die voetbank, dan het jy nie 'n probleem nie. Want by die voetbank moet jy gekonnek word met die troon, sodat die Here namens jou heil vir jou kan uitwerk. Dan kan jy sê, soos die psalmdigter sê, "O Lord, I rely on you, O God, I trust, I lean on you, in you I'm confident." En ek dink is geweldig wat gebed doen, halleluja, en baie keer van later ons die belangrikste deel is om te bid. Ek hou van bid, van my probleme wat ek gehad het my geïntroduce aan wie God is, en vir my is, when the enemy comes in like a flood, my God will raise up a standard. Is geweldig. Ek skryf iets oor gebed, so klein dingetjie Afrikaans, bid. Wat beteken dit vir my? Bring intimacy into my devotion. En ek dink is geweldig wat met gebed gebeur, wanneer jy nader tot God en God nader tot jou. Powerful. Matteus 6 sê, hoor wat sê die Here, vers 6. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborge is. En jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergeldig. So 'n gebed is like suiker, jy moet jou afsonder. Dis nie die opsê van gebed wat resultate verkry nie, is die tyd wat jy spandeer in God se teenwoordigheid. Want wanneer jy bid, dan rig jy versoek. So wanneer jy bid, maar wanneer jy mediteer, dan praat God weer met jou, om vir jou duidelike instruksies te gee, wat moet jy doen, omtrent die probleem wat jy het. So ek dink is wonderlik, dat jy op 'n plek na toe kan gaan, soos die kerk, en selfs wanneer jy bid, waar jy dit waag om naby die hart van God te kom. En ek dink is geweldig. Fast is for the mind, pray, wanneer jy bid is for the spirit, en wanneer jou 10de deel gees vir jou liggaam, wonderlik. So ons moet nie nalat om al 3 te doen nie. In die Bybel is 'n verhaal wat 'n vrou 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Die Bybel sê sy het haar geld uitgegee op vele geneesere, want sy het 'n oplossing gesoek vir haar probleem. En wat haar probleem gedoen het, omdat sy aan bloedvloeiing ly, was sy natuurlik onrein, so sy moes meer afsonderlik lewe. Maar die tyd wat sy toe het tot haar beskikking, was om die aangesig van die Here te soek, en met die Here te praat oor jou probleem wat jy het, en ek dink is wonderlik, wanneer jy bid, dan kan dinge gebeur. Op 'n dag as 'n mens na die Here toe kom jy, en jy moet jou begin te vertroue kry in die Here, en dan begin te loop jy die pad van gebed, Bybel lees, soek jy aangesig van die Here, dwaal in die plekke wat God dwaal in die huis van die Here. So is 'n proses wat jy aan die gang sit, 'n handelingsproses wat jy aan die gang sit, om beter vir God te leer ken. En dan kom die Here met verskillende maniere, hoe hy 'n mens seën. En in die seën kom jy agter, dat in gebed leer jy God ken, en dan raak jy bewus, dat daar 'n hoër hand, halleluja, wat on behalf of you, vir jou stryde kan stry. Hy wil iemand motiveer. As jy dink, waar's God in dis wat ons altyd hier sê, waar's die Here, sal die Here vir my iets kan doen? God is almagtig
om enige iets op aarde te kan doen, en ek is 'n lewendige getuie, as ons moet getuig as die kerk, wat die Here als kan doen. Net iets om in te gooi, soos ons sê, ons bid in ons omgewings, elke week, alles is 'n halfuur lang. Ons bid elke voetstap wat afgaan in ons paaie, as daar bloed vergiet het, ons lig die bloed op, want blood sits for revenge, so ons doen al die dinge, ons bid vir elke huis, halleluja, sit Psalm 91 oor die huis, en ons bid vir ons omgewing, daar wat ons bly. Ek kan nou, ons het 'n park wat ons het, en daar wat ek bly in my area, doet hulle die park, die bou daar in Saxon Sea, toe sê ek vir myself, oh my word, die park is nie ver van my huis af nie, so ons kan natuurlik gekonfronteer word met probleme, want jy loop is oor 'n land wat die park gebou is. Maar op 'n dag toe kom ons van die prayer af, en ek sê vir my susters, kyk jy, ons vertrou die Here met die park, dat ons die Here gaan vertrou, om hierdie plek natuurlik seker te maak, met die versoek wat ek rig. Ek sit hulle uit, ek sal nooit vergeet, ek sit hulle uit in die rigting van die kruis, halleluja, en ek staan in die middel, en ek bid, en ek sê vir hulle, julle stem saam, ons intercede op die plek. En weet jy, wat ek vra vir die Here, en is jare terug, ek sê vir die Here, mense kan net bedags beweeg in hierdie smart park wat ek bly, maar Here, saans moet daar nie iemand is wat sit in die park nie. Ons kom in opstand teen elke gees, liewe Here, elke bose gees en mag oor hy plek, liewe Here. Jy kan 11 uur ry en jy kan by my huis verbygaan. Jy kan 12 uur ry, jy kan 1 uur ry. Daar's geen mens wat sit in hy park nie, want ons het verbind met die hemel, dat die Here charge neem van die areas waar ons bly. En dit is wat ons nou weer doen, en Saterdag is ek nog in Mammere, by 'n 50ste verjaarsdag, en omdat my dierbare wat daar is, moet mense kry in hulle pad, waar hulle in agreement gaan om te bid, en ek dink sy het gesê, 4 uur die oggend het iemand op die groep van Mammere natuurlik gesê, daar lê iemand langs die pad, en hulle het gedink, die persoon is dood, en hulle almal haas hulle nou, om te gaan kyk na die man. Omdat daar gebid word in 'n area, en ons gee natuurlik kies deur om te bid, gebeur dit toe hulle by die persoon kom, ek weet op hy 'n epilepsie ly nie, maar hy het siek geraak daar, maar sal jy my verglo, sy duur selfoon, sy geld, alles wat hy gehad het, het hy nog net so in sy besit geneem, omdat ons natuurlik as die kerk seker maak, halleluja, in die seisoen bid ons oor die seisoen, dat die Here ons plekke moet bewaar, en Saterdagoggend was dit bewys hoe groot die Here is. Daar is niks wat die Here nie kan doen nie. You know, God is bymagtig om enige iets te laat gebeur. As jy in jou binnekamer gaan, Dawid sê, as ek die heiligdom van God binne gaan, dan let ek op jou einde. Hier gebeur dit. Die vrou is 12 jaar lang in bloedvloeiing, gee geld uit verskillende dokters. Niks gebeur vir haar nie. Sy vat doen die basiese ding, gebruik medikasies, en sy is besig natuurlik om ook vir God te vertrou. Maar weet jy wat doen die Here? Omdat die Here in jou prayer life bou jy jou geloof op met God, wanneer jy dwaal in die wêreld van verborge, waar God dwaal, die woord het so gesê. En dit is waar sy natuurlik haar toewyding aan die Here het sy begin te doen, en wanneer sy moet gaan bid, halleluja, was sy on time om in die spirituele wêreld in te tap, sodat dinge vir haar kan gebeur. Op 'n dag in die 12de jaar, jy sal miskien sê, dit het lank gevat vir haar. No, you pray until God do things for you. You don't stop, you pray until, halleluja, wanneer jy bid in jou tyd. Ons is gekoppel aan tyd, maar God is natuurlik is in ewigheid in. Wanneer God opdaag, halleluja, dan sy in tyd en in plan met dit wat ons wil hê God moet vir ons vermag. En die Bybel sê, Jesus gaan verby die plek, en sy verneem dat Jesus gaan verby, en sy gaan deur die skade deur, en sy buig gaan neer by die voete van die Here, om die soem van sy kleed aan te raak. En Jesus staan stil, en hy sê, iemand het my aangeraak. Die disipels sê, Here, so baie mense het die aangeraak. Hy sê, nee, die persoon wat my aangeraak het my in die geloof
aangeraak. Halleluja. As jy na die Here toe kom, dan kom jy in die geloof, dan leef jy deur die geloof, halleluja, want God is bymagtig, dan word die koninkryk van God nabygebring op aarde, sodat ons wonders en tekens kan sien, hoe groot die Here is en wat die Here als kan doen. Die Here kan alles doen. Ek is 'n believer vir wat God als kan doen. Hy is almagtig. Hy sê, iemand het my aangeraak. God het dit toegelaat, halleluja, dat sy moet wag tot op 'n moment wat Jesus natuurlik haar verby beweeg het. Daar was 'n rede. Hoor wat sê die Here? Hy sê, hoor wat sê die Here? Jou Vader wat in die verborge sien. Vir 12 jaar lank het sy gebid, gedwaal in die wêreld van die verborge. Maar God wou aan hulle gewys het. Alhoewel sy hom aangeraak het, wil hy vir hulle gewys het, die rede hoekom sy natuurlik haar genesing gekry is wat sy in die verborge gedoen het, en omdat die woord in vervulling moet kom, moet hy haar in die openbaar vergelde, om vir hulle te wys wat was die teken, halleluja, dat sy het in die plek gedwaal, halleluja, in gebed in die verborge, waar God gedwaal het, en hy moes in die openbaar gewys het vir hulle, waar het sy haar krag gekry? Wanneer ek en u bid, moet jy nie net jou versoek rig nie, jy moet ook vir God vra na sy sterkte. Die sterkte is die tydvlak en die duur, halleluja, wat vir God sal neem, of tot wanneer jy die taal van God verstaan, of wanneer daar vrug sigbaar is in jou lewe, dan kan die Here seker maak, halleluja, hy lig jou probleem op, of die Here verander jou situasie, so geweldig is die Here, en Jesus wil vir hulle gewys het, die vrou se krag, halleluja, vir 12 jaar lang het sy op haar knieë gekry en God moes aan die openbaar vergelde met 'n wonderwerk. Die Bybel sê die bloedvloeiing het onmiddellik gestop. En dit is wat die Here doen. 2026 is die jaar van signs and wonders. As jy nog nooit tekens gesien het op aarde, hoe groot die Here is en wat die Here als kan doen nie, ons wil u natuurlik nou al verseker, halleluja, Suid-Afrika gaan tekens sien, die wêreld gaan sien, hoe groot en almagtig is die Here. Daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Die Here is geweldig. Ek gaan weer getuig. Een donderdag is ek op pad na die kerk toe om vroue toe te rus uit God se woord uit ons prayer sessions, you know. En op pad kerk toe sê ek vir die Here, ek is nie voorberei nie, en die Here laat dit toe, laat ek nie voorberei is nie, en ek kom by die kerk, en terwyl ek omdraai om die tafeltjie neer te sit, is God se woord naby my tot in my mond. Maar die woord wat hy my gee, kom by my op bekommer, like die eerste skrif wat die Here my gee, omdat hy my lief het, daarom sal ek hom beskerm. En ek sê myself, wow, wat wil die Here vir my sê? Die tweede skrif is, as die Here nie van my van hulp was nie, Psalm 94, as die Here nie van my van hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. En ek sê, wow, nou, God wil vir my iets sê, met die woord. Ek sê vir hulle, weet jy sisters, ek weet nou nie, ek verstaan nie die twee skrifte nie, maar al wat ek weet, die skrifte sê nou vir my, dat ons moet nou bad en met die Here praat volgens Psalm 139, 23, 24, Lord search me, ondersoek my hart, ondersoek my gees, liewe Here, kyk by my die weg van smart, liewe Here, want die skrif kondig aan, iets gaan gebeur, en ek weet nie wat wag op my nie. En ek begin te doen intercessors prayers in die kerk wat ek altyd deur doen. En weet jy, die Sondagmiddag toe gaan ons natuurlik na 'n sametrek toe. Daai tyd was ek in die Full Gospel Kerk en ons gaan 'n Kraaifontein toe, maar ons gaan deur in die agterkant by Philadelphia waar daar 'n bruggie is waar net een kar oor kan ry. En by die kerk bid ons soos huisgesinne wat saam gaan, en ek is leier saam, van ons gaan ons nou goed leer omtrent die sondagskool, en vir my is dit belangrik my teenswoordigheid natuurlik, oral waar ons moet wees. Ons kom by die brug en ek het nou net weer vanoggend daar verbygery, en ek lag en ek sê myself, heerlikheid, daar's niks wat God nie kan doen nie.
Ons kom en ons bid en ons vertrou die Here, ons pleit ons onder die bloed soos ons sê en ons ry vra vir die Here vir reisgenade. Ons kom by die bruggie en ons het toegewing om te ry van die een kant af oor. Van die ander kant af kom daar 'n trok. Ek glo die duiwel was in hy trok gesit, hy drywe en hy man ry met 'n spoed. Al wat gebeur, ons ouderling sê die bloed van die Here, want hy kom om vir ons te stamp. En as hy ons stamp, gaan ons almal oor die brug val en ons kan almal dood. Is 5 families. Hy sê die bloed van die Here, weet jy wat gebeur? God maak hy pad oop. Dat ons ry op hy pad. Toe ons terugkyk, toe sit een pad. Dat ons ry verby mekaar asof ons in 2 bane ry. So groot is die Here. Ons kom by die ander kant en ons is like, joh, wat het nou hier gebeur? Die man aan die ander kant klim uit, hy hou sy kop vas en hy het 'n treiloek, hy dink ook self, wat het hier gebeur? So moes 'n massiewe ongeluk gewees het. Toe die Here al donderdag gewaarsku, wat wag vir ons Saterdag en die Here bly getrou. In gebed kan die Here vir jou waarsku. In gebed kan God jou verseker van oorwinnings. Gebed kan doen wat God kan doen, want jy nader die een in wie se hand alles is. So dit is so belangrik dat ons in gebed na God toe moet gaan, want niks kan gebeur nie, alles gebeur in gebed. Die profete van ouds, Daniel, hulle Dawid, hulle almal in die Bybel het gebid, soos daai vrou gebid het vir 12 jaar lank vir sy probleem, is u mondelik ook in 'n probleem, mamma, wil die Here vanaand vir u sê, daar is niks wat God nie kan doen nie. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Ons God weet wat in die toekoms gaan gebeur. Hy weet wat môre vir jou wag. God werk met tekens om vir jou natuurlik alert te maak of vir jou te bring waar jy present moet leef in jou present lewe. Gebruik hy tekens om vir jou te sê nadat jy gevra het in gebed, halleluja, gaan God vir jou die antwoorde gee. En ek wil iemand bemoedig vanaand, mamma, moenie moed verloor nie, ons gaan 'n seisoen in waar iemand natuurlik het mondelik gemaak het. Jesus het dit mondelik gemaak op aarde. Terwyl hy staan voordat hy gekruisig geword het, in Johannes 17 het hy gekyk na die hemel, en hy het die hemel natuurlik, hy die voetbank, die aarde is die voetbank, hy die voetbank verbind met die troon, halleluja, en hy het mondelik gemaak. Hy sê, Here, ek bid nie net vir die disippels terwyl hy kyk na die hemel, maar ek bid ook vir hulle wat deur die woord in my gaan glo. So iemand het dit mondelik gemaak, halleluja, dat ons ook 'n afhanklikheidsbesef het teenoor die Here, en dit was sy seun Jesus, die woord wat vlees geword het, wat ons natuurlik die geleentheid gegee het om met die troon verbind te word. Ek glo en ek vertrou en ek weet, halleluja, daar is niks wat die Here nie kan doen nie. I'm in the trust business, sê ek vir hulle mense is in baie besighede, I'm in the trust business. Ek vertrou die Here vir alles wat ek wil hê, vir alles wat ek wil doen. My God is able. As jy jou versoek rig aan die Here, dan is God bymagtig om op te daag, because God never moves without his glory. En God gee ons geleenthede, soos die woord sê, wanneer jy bid, halleluja, gebeur 2 dinge, ek gaan vinnig, ek moet toemaak, net 2 dinge, die woord ask, you can be assured, halleluja, of strength and knowledge. God maak seker, soms gee God vir jou kennis rondom jou probleem, jy kan verseker wees, en soms moet jy natuurlik krag kry, om te wag op die Here met 'n verwagting. Halleluja, want jy kan nie God nader en jy het nie geloof nie. Die wat na God toe gaan, Hebreërs 11 vers 6 sê, jy moet weet, hy kan vir jou dit doen. Halleluja, so jy moet jou prepare as jy na God toe gaan, die Here is bymagtig om my probleem op te los. Die seisoen breek aan, halleluja, die kersseisoen van vrede, waar families by mekaar kom, mense gaan padvat. Ons wil tog vir u sê, maak seker dat die reisgenade vra by u kerke waar u is, vir die families, geniet mekaar, want die Here is almagtig. Mag God u seën, en mag God u help, dat u Matteus 6:6 u eie maak die jaar.
dat u gaan bid oor alles. If you pray about everything, you don't have to worry about anything. Gebed kan doen wat God kan doen. Halleluja. En ek kan nie waarborg, daar is niks wat God nie kan doen op aarde nie. Vader van ons, liewe Jesus Christus, dankie vir gebed, Here, wat u moontlik gemaak het, dat ons kan dwaal, liewe Here, in die wêreld van die verborge, waar u sien na my hart, my begeertes, my verlange, liewe Here, rondom die versoek wat ek rig. Daar kom u deur, liewe Here, op wonderbaarlike maniere, my God, en waar u werk, kan niemand keer. Ons vertrou dan die werk van die hande terug aan u, liewe Here, om uit te haal, liewe Here, en weer by te voeg, wat daar moet wees as dit is vir ons kinders. Ek wil bid dat die een en elkeen sal seën, hulle wat afwagtend is, met gebed, liewe Here. Ek vra u in Jesus se naam in die maand in, maak dit vir hulle moontlik. In Jesus se naam, met baie danksegging, amen. Het was 'n jaar van restaurasie, ek wil net vir u deurgee vinnig, ons beginne vas die 7de, natuurlik tot die 14de toe, dat die Here dit wat die vyand van ons afberoof het vir jare, halleluja, met die vasting, halleluja, 7 maal vergoeding moet doen. En jy kan intap saam met ons 8 tot 5 van die 7de af, ons vertrou die Here, dat die Here ons magtiglik gaan seën. Ek groet u tot 'n volgende keer, Pastor Alta. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.